Die bestuur van kontantvloei in 'n boerdery of landboubesigheid is een van die grootste uitdagings vir produsente. Ons gesels met Frans van Eden, 'n rekenmeester, oor wenke om doeltreffende kontantvloei binne 'n boerderybesigheid te bestuur. Goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa, baie dankie dat ek kan wees. Frans, watter onderbou lê die basis van 'n doeltreffende kontantbestuurstelsel? Kyk, in my opinie is die enigste ding wat werklik saak maak vir enige produsent om te hê 'n goeie rekenkundige stelsel. Wanneer dit in plek is, kan jy dadelik sien of jy goed doen, sleg doen of nie. So wanneer produsente nie dit in plek het, sal ek voorstel dat hulle dadelik in plek kry en dan van daar af kan hulle begin om hulle vordering te kyk en te sien of hulle beter of sleg doen. En watter belangrike faktore of sleutelprestasieaanwysers is die pilare van 'n kontantvloeistelsel? Vir vanoggend se bespreking is daar 4 waarna ek gaan raak. Ek gaan hulle eerstens lys en dan sal ek kortliks in hulle ingaan. Okay, die 4 wat jy gaan hê is debiteure dae, krediteure dae, voorraad dae en die kontant omsetsiklus. Eerstens, debiteure dae is hoe lank dit vat vir jou debiteure of jou kliënte om jou te betaal. Krediteure is hoe lank dit vir jou vat om jou verskaffers te betaal. Voorraad dae is hoe lank dit vir jou vat om vandat jy voorraad ontvang het totdat jy dit verkoop van hand te sit. En dan jou kontant omsetsiklus wil ek net so 'n bietjie langer by staan. Dit is hoe lank dit vat vir jou om vandat jy jou voorraad gekoop het totdat jy dit verkoop aan 'n kliënt en die geld gevorder het, totdat jy jou verskaffer betaal. Dit is daai hele siklus in een saamgevat. Dit is ook hoe lank dit vat vir jou kontant om deur jou bedryfsiklus te beweeg en jou bruto wins realiseer aan die einde van jou kontant omsetsiklus. So dis dan nou met ander woorde die konsep van 'n kontant omsetsiklus in 'n neutedop. Presies. Daar is niks wat 'n besigheid so vinnig onder druk sit soos kliënte wat nie betyds betaal nie. Wat stel jy voor? Ek sou voorstel dat produsente dadelik fakture moet uitstuur nadat hulle diens of produk gelewer het. Hulle moet gereeld opvolg met kliënte om vir hulle te herinner, jy moet my betaal sien maar oor 'n week, so 'n e-pos of SMS sal daai deel doen. Dit sal dit kan doen. En dan laastens wil ek net sê, as iemand jou nie betyds betaal nie, moenie net 'n SMS of e-pos stuur nie. Volg op, tel die telefoon op, bel hulle. As hulle nog steeds nie betaal nie, hef dadelik rente op die maksimum koers wat die wet toestaan en dan jy gaan 10-1 ondervind dat jy baie kwaai kliënte het, want nou moet hulle ekstra betaal. Maar as jy die les geleer het, wees bereid om jou rente terug te skryf as hulle bereid is om dadelik te betaal. Jy kan ook altyd oorweeg om jou debiteure dae te verkort, die betalingsterme met ander woorde wat jy aan hulle gegee het, plaas van 30 dae, want as sê nou maar jy moet jou verskaffer in 30 dae betaal, maak dit dan 21 dae, want jy moet altyd jou kontant probeer inkry voordat jy verskaffers moet betaal. So dis belangrik dat jy self sommer dadelik inspring. Presies, ja. Wat kan produsente doen om hul krediteurstelsel optimaal te benut? Kyk, as jy 30 dae het om jou verskaffer te betaal, moenie op dag 21 betaal nie. Gebruik dit optimaal. Betaal eers op dag 30. Andersins, as jy op dag 21 betaal, beroof jy jouself van 9 dae wat jy jou kontant effektief kon bestuur, deur dit eerder in 'n spaarproduk te hou en rente daarop te verdien. Nou goed, ons gaan nou verder met rekenmeester Frans van Eden gesels, maar kyk eers na die weeklikse markverslag, aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Ons gesels verder met Frans van Eden, 'n rekenmeester, oor die belangrikheid van kontantvloei in die boerderybesigheid. Frans, ons het nou gepraat oor sleutelaanwysers en ook die pilare van goeie kontantvloei, maar voorraadbestuur is 'n kritiese faktor vir kontant. So hoe kan voorraaduitdagings oorkom word? Dit is waar. Wat jy kan doen is, produsente moet probeer om so min as moontlik voorraad te hou. So as jy weet jy gaan môre gif spuit, probeer om die gif vandag in te kry. Moenie dit vir 'n week in jou stoorkamer laat lê nie. Daar's 3 redes hoekom ek dit sê. Eerstens, wanneer jy voorraad in jou stoorkamer hou, is daar geassosieerde kostes wat daarmee gepaard gaan. Jy moet eerstens jou stoorkamer onderhou, jy het salarisse wat jy betaal vir personeel om dit te bestuur en jy het sekuriteitsmaatreëls nodig. Deur te sny op daardie kostes, deur minder voorraad te hou, maar het jy dadelik meer wins in jou besigheid. Tweedens, wanneer jy jou voorraad daar verkort, dan is dit die ding wat jou kontant omsetsiklus die meeste affekteer. Jy het die meeste beheer oor jou kontant, oor jou voorraad daar.
As jy dit vir een dag hou, sal jy sien jou kontant omsetsiklus verbeter ongelooflik baie. Want om iets te hou die hele tyd maak dadelike besigheid baie keer dood. Laastens is R1 in voorraad is R1 wat net daar lê. Hy kan nie enigstens ander inkomste vir jou inbring in 'n spaarproduk nie. So dis hou eerder daai geld wat jy het in 'n spaarproduk, verdien die rente daarop en dan wanneer dit nodig is betaal jy eers. Nou, handelskrediet lyk dikwels na 'n oplossing vir produsente, maar daar is sekerlik goue reëls wat moet nagekom word, nie waar nie? Dis waar, ja. Eerste goue reël wat ek sou sê, moenie krediet aangaan as jy nie seker is jy gaan dit kan betaal nie. Dus as jy iets wil koop, 'n trekker of enigiets vir jou plaas, moet dit nie aangaan as jy nie 100% seker is jy gaan kan betaal nie. Tweedens, gebruik jy goedkoop krediet eerste. Kom ons gebruik 'n voorbeeld waar jy 30 dae het om 'n voorraad wat jy gekoop het te betaal by jou verskaffer. As jy by jou bank 'n kredietkaart het wat 35 dae rentevrye terme het, jy kan jou verskaffer betaal op dag 30 met die kontant wat jy nou het, of betaal jou verskaffer met jou kredietkaart, dan aan die einde van daai 35 dae, dan het jy nou die kontant wat jy reeds gehad het, belef het 35 dae ekstra, die rente verdien, jy het geen ekstra rente betaal op die kredietkaart nie, en nou kan jy hom afbetaal. Deur dit te doen, rek jy jou krediteure dae, in hierdie geval na 65 dae toe, wat beteken jy sal sien jy's heel waarskynlik in 'n negatiewe kontant omsetsiklus, en dis waar jy wil wees. Nou goed, in 'n neutedop, waarin lê die sukses van 'n goeie kontantbestuurstelsel? Okay. Om kortliks op te som, dit lê in 'n goeie rekenkundige stelsel, kry dit op datum, as jy nie kan nie, kontrakteer dit uit aan 'n rekenmeester, dan faktureer vinnig, kry jou geld in, vol gereeld op, en laastens, moenie jou krediet gebruik soos wat jy nie kan betaal nie. Ons sê vir jou baie dankie dat jy vanoggend kom inloer het en vir ons 'n bietjie meer vertel het en bietjie meer geleer het ook. Ek voel nou baie meer ingelig. Baie dankie. So, dit was die rekenmeester Frans van Eden.